Welkom by vandag se Afrikaanse episode van Igniting the Truth, saam met my, Chantal Mens. Dis hier waar ons saam gaan leer oor die realiteite en toenemende gevare van mensenhandel en alle vorms van mishandeling en misbruik, deur na die kenners in die veld te luister wat bekamp is teen hierdie geveg, asook die slagoffers met 'n dapper hart wat bereid is om hulle verhaal met ons te deel. Ek glo dit sal vir iemand anders wat luister, wat deur dieselfde tipe trauma in hulle lewe gegaan het, hoop bring om die waarheid te onthul en te weet dat die pad van oorwinning en genesing vir ons elkeen beskore is. Hierdie episode bring ons nader aan die werklikheid wat dikwels agter toe deure gebeur. Ons gaan luister na Amelia se hartroerende verhaal oor hoe sy as jong meisie deur haar eie pa en sy vriende seksueel misbruik en getraffic was. Gert van Rooyen, die bekende pedofiel wat in die 80er jare ten minste 6 meisies ontvoer het, was een van haar pa se vriende wat haar ook misbruik het. Sy was al telke male kere gedreig deur die syndikaat om haar stil te probeer hou en haar in vrees vas te vang. Maar hierdie vrou het 'n diep innerlike krag van God ontvang. Sy sal nie ophou om die waarheid bloot te stel nie, sodat die geheime in die lig sal kom en ander kan vrykom. Baie welkom hier vandag. Dit is 'n groot voorreg om jou hier saam met my te hê, om jou storie te kom deel. Mag dit baie mense wat vandag luister net kom bemoedig vir die journey wat hulle in hulle eie lewe ook het. So welkom, en ek wil net een skrif sê wat vir my baie beteken in hierdie hele industrie of die hele geveg teen die magte daar buite wat alles in die geheim hou. In Lukas 12 vers 2 sê dit: die tyd kom dat alles openbaar sal word. Alles wat geheim gehou word, sal onthul word. Ons dien 'n almagtige God en Jesus is die koning van alle konings en hy sal sorg dat sy kinders gered word en laat die waarheid uitkom. So baie welkom Amelia, en Dankie. Ja, jy is welkom om jou storie met ons te deel. Okay. Ek is gebore in Rodepoort, 1975. Ons het toe Germiston toe getrek en daar het baie dinge gebeur daarso. Van die goed het ek uitgeblok omdat ons baie bedwelmd was. Ek was in 'n huis gewees van geweld. My pa was 'n alkoholist. My ma het daai meer op ons uitgelaat, maar ek kon darm vrede maak met my ma. Ek kan nooit sê dis reg wat sy gedoen het nie, maar ja. My pa het op Saterdag het hy sekspartytjies gehou met my en my sussie. Daar sou die man sou inkom en die gordyne eers toetrek en dan die pornografie op die TV sit. Dan is ons gedruk en kan nie veel van dit onthou nie. My pa het geld ontvang vir dit ook en hy het ook sy pornografie by baie hoëkop polisiemanne ook gekry. Ek sê nie al die polisiemanne is so nie, daar is baie goeie polisiemanne ook. Ja, ek kan nie vir julle sê wanneer het die molesterings begin nie, ongelukkig nie. Want ja, ons was klein en ja, partykeer het ons in die partytjies en ek glo ons moes herstel het. Partykeer dan het hy gaan prostituie optel. Ons het nie geweet is prostituie nie, ons het gedink is maar net tannies wat saam klim in die kar en huis toe gaan. En dan het hy altyd gesê hulle gaan na die kamer toe en ek en my sussie moet buitekant speel. Nou ja, dit het my heel wat later in my lewe getref, wie die tannies nou eintlik is en waarom hulle gekry het. Ek het dit nooit besef nie. En dan was daar 'n tyd gewees ook waarin ek die eerste keer ontvoer is saam met 'n maatjie. Sy het die mooiste blou oë gehad en blonde hare gehad. Ek wil net noem Gert van Rooyen was ook op hierdie partytjies gewees. En my pa en ander mans en ooms in grysbakke klere.
Hulle het ongelukkig nie vir my koppe nie, maar wat my sussie toe die goed na haar toe teruggekom het was die een man het 'n suikous oor die kop gehad, so ons glo, hulle het suikous oor die kop gehad en dit is hoekom hulle nie koppe het vir my nie. Ek kan nie veel van dit alles onthou nie, omdat ons so gedrak was. En ja, ek en my maatjie die dag toe ons gevat was, ons het gespeel buitekant en hierdie swart man het met ons vriende gemaak en ons het gedink hy is ons maatjie en hy het in die kompleks waar ons gebly het hy dat die roosbeddings en goeders omgesien. Hy het die eendag gesê hy wil ons iets gaan wys. En hy het ons handjies gevat en daar waar ons opgeloop het was 'n groot opdraande. Wat ons altyd mee gespeel, weet ons fietsse afgejaag het en net gespeel het soos kinders moet speel. Maar hy het my gevat en my maatjie en hy het ons na 'n leefwoonstel toe gevat. Hy het die sleutels gehad en ons het toe vir hom gewag in die voorhuis vertrek, toe roep hy ons na 'n slaapkamer toe en die volgende oomblik het hy ons gegryp en ons in die kas gedruk en alles toegesluit en ja, ons was baie bang, maar ek moet ook sê, ons was ook baie banger vir ons ouers op daai stadium, dat ons betyds by die huis moes wees, sodat nie pa of ma vir ons moes kwaad wees nie. En ons het 'n deur, sover ek kan onthou, het ons een deur oopgebreek gekry. Ons het deur die ruit uitgeklim. Ek kan nie onthou of ons 'n deur gebruik het nie, maar ek dink ons het by die ruit uitgeklim. Uitgehardloop die hekkie oopgemaak, wat by die jaar tussen baie vinnig teruggehardloop huis toe. En nie een van ons het ooit 'n woord gesê van ons ontvoering nie. Ja, later jare het iemand daar opgespoor en ek het nooit kans gekry om regtig met haar te praat nie. Ek het baie met haar dogter gepraat, nog 'n maatjie van my was gevind. Ek het teenoor haar oopgemaak, ek weet nie hoe oud was ek nie, ek dink ek was so 6, 7 daar rond, dat ek al vertel het wat het gebeur op Saterdag met ons, wat ek baie bang was vir my pa. En verder het ek nie ooit met iemand anders gepraat nie. Ek was te bang. My pa het gedreig, hy gaan ons doodmaak, ons van die trappe afgooi. So, ons was maar banger vir ons ouers as enigiets anders. En ek het toe trek ons skielik Pretoria Wes toe. Die eerste straat waar ons gebly het in Pretoria Wes was Elsenstraat. My pa het daar begin werk by Perskor drukkery. My ma was toe huisvrou gewees, so daar het die molesterings opgehou teenoor ons. Want my ma was daar gewees, so my pa kon nie sy vieslike goed doen nie. En my ma was baie bang vir my pa. My pa was 'n baie groot man. Hy het haar verskriklik geslaan en sy mag nie eers na 'n ander man net gekyk het of met 'n man gepraat het nie, dan het hy haar aangerand. Het het ons nou getrek en my pa het elke Vrydag sy geld gekry en dan was my ma te bang gewees om die geld te gaan haal. Dit was by 'n hotel gewees. Dit was die Barrel Inn Western Hotel gewees in Pretoria Wes. En as ek daar gekom het, dan het my pa saam met ander ooms in 'n sirkel gesit. Ek moes op hulle skote sit, as ek wou afklim het my pa vir my gesê ek beter terug op hulle skote klim. En ja, ek kan nie vreeslik veel onthou van dat ek huis toe gegaan het, ja, wat daarna gebeur het nie. Ek onthou wel, daar was tannies wat op die tafels gedans het, met wat my nou nog afsit is goue sandale en rooi naels en ja, dit bring nie goeie memories terug nie, dis 'n trigger vir my tot vandag toe nog toe. Ja, dit my pa was 'n alkoholist ook.
Hy het nie baie lank daar gewerk nie, toe hy laat loop oor sy alkoholverslawing. En ons het toe, as ek dit reg onthou, het ons in Skitterstraat ingetrek toe in Pretoria Wes. En dit was reg oorkant 'n laerskool waarin ek was. Laerskoolpresident Kreer, of ek kan nou nie naam mooi onthou nie. En 'n kerk het ons gehelp met blyplek daar so reg oorkant die skool. En hy het die een dag, hy was by die huis gewees, en my ma was by die huis, en my boetie was by die huis. En hy het dit verloor op my ma, en my ma het besef, as sy nie nou polisie toe hardloop nie, is sy en my boetie dood. En dit is waar sy toe gesê het, sy skei nou, en sy het 'n werk gekry by 'n melkwinkel, maar hulle het 2 takke gehad, en ons moes blyplek kry. Toe het haar werkgewer vir haar gesê, hy het hierdie melkwinkel in Rebecca Straat, waar dit die winkel is en is gekoppel aan 'n huis, en ons kan daar gaan verniet bly, en dan werk sy nou net. Dit was 1987, miskien 88, ek was 11 gewees, ek moes daai jaar, dit was standaard 6, het ek 11 geword, was ek 11 toe ek begin het, ek het 12 geword in April, en in daai jaar was die heiningkies maar nog lekker laag, en ek het buitekant gaan sit met my skilpaaie, ek het 2 skilpaaie gehad, en my ma het my boetie kliniek toegevat, so my ma was nie daar nie, en hierdie man het gestop, hy het na my toe gekom, en vir my gevra, of sal ek hom nie net help om maatjies te soek nie. Toe sê ek vir hom nee, want ek het nie maatjies nie. Skuins oor kan die pad was daar 'n kafee gewees, ja, met woonstelle wat boop is. Hy het gestop, en my swakplek was ongelukkig lekker goed, en hy het vir my gesê, ons kan na die winkel toe gaan, hy sal vir my sweets gaan koop. Toe sê ek vir hom, okay, daar is 1 voorwaarde, ek gaan agter op die bakkie sit, ek gaan nie in die bakkie klim nie. Toe sê hy, nee, dit is reg, ek kan maar agter op die bakkie sit, en ek het opgelet, daai tyd, daar was 'n pik gewees, wat agter op die bakkie was, in die linkerkant, agter op die bakkie met wit verf, daar was 'n baie dik rubbermat gewees, wat my baie geïnteresseer het op daai stadium, waarna ek gekyk het. Dit was 'n Nissan 1400 bakkie gewees, daar was groot en rooi geskryf, agter op die klap, Nissan en 1400, en ja, ek het agterop geklim, hy het oorgery na die kafee toe, ek het ingegaan, of uitgeklim, toe sê hy vir my, weet jy wat, hy het voor die woonstelle se ingang gestop, toe sê hy vir my, moet net gou ietsie gaan haal, en ek is toe saam met hom op met die trappe, hy het agter my geloop, en ek het voor hom geloop, en die winkel onder, ek kan tot vandag toe onthou ek die vis en sout na sy chips se reuk, wat altyd uitgekom het, want hulle het die lekkerste vis en chips en goed gemaak, daarso. Toe het hy my gevat tot Heelbo toe, ek het toe nou daar gestaan, en toe sê hy vir my, maar ek moet in verskillende deure klop vir hom, om te kyk of ek kan maatjies kry, en hy die volgende oomblik het hy my tussen die bene gegryp, en hy het my begin intrek in 'n woonstel in, hy het die deur oopgemaak, deur het al hoe meer begin oopgaan, my vermoede was, daar was nog iemand in die woonstel ook, maar ek kan dit nie bevestig nie, en toe ek begin stoei, ek het, hy moes my met al 2 sy arms vasgryp, en somehow het ek losgeruk gekry, en ek is daar by die trappe af, terug na my huis toe, die skilpaaie gegryp en in die huis gaan wegtrek, maar terwyl hy agter my aangehardloop het, hy het agter my aangehardloop by die trappe af, het hy van die trappe afgeval, tot 'n punt en sy arms vir my uitgesteek en gesê, ek moet terugkom na hom toe,
waarop ek net nog gehardloop het, en toe het hy oor die reëling gehang en vir my geskree, hy sal vir my R20 se lekkers sal hy vir my koop, en ek het net vir hom teruggeskree, hou jou sweets, ek wil niks sê nie, en ek was bang gewees, hy gaan bo op my spring. En later, die volgende dag, toe ek vir my ma gaan baie sê by die melkwinkel om skool toe te loop, en toe ek opkyk, toe staan hy 4 tree van my af, en hy kyk my in die oë, en ek kyk hom in die oë, en ek was op daar staan en banger vir my ma, as wat ek vir Gert van Rooyen was. So ek was bang gewees op baie stadium, dat hy vir haar gaan sê, dat ek het agter op die bakkie geklim en saam met hom gery, en ek weet nie of dit dieselfde is wat deur sy kop gegaan het nie, dat hy gedink het, ek gaan dalk ietsie sê nie, en daarso het mense verbygeloop gekom, kinders wat skool toe is, ek het hulle gejoin, en ek het saam met hulle skool toe geloop, en daarna het ek hom nooit weer gesien nie, maar ja, dit is maar altyd afgeëts in jou brein, en in 2009 het 'n vroutjie uitgekom wat wou hê dat slagoffers was van Gert, na vore toe moet kom. Ons was 'n paar gewees, ons het toe uitgevind van 'n groen trommel, ek gaan nie te veel daarop aangaan op die groen trommel nie, ek ken die hele storie agter hom. My foto, my sussie se foto en nog omtrent so 2 of 3 ander meisies se foto's was saam met die 6 meisies wat weggeraak het se foto's in daai trommel. En dan was daar ook ander foto's en goeters wat afgeneem was van kinders wat mee baie lelike goed gedoen was. Nou daai trommel, die inhoud is vernietig. Dit was uitgebrand gewees. Maar ja, so het ons paar uitgevind, ons foto's, my sussie se foto was ook in daai groen trommel gewees. 2009 het Finesse, dink dit was Finesse, 'n artikel uitgebring wat hulle gepraat het oor hoe lank terug die meisiekinders nou al weg is. Ek het sleg gevoel, om die een of ander rede voel 'n mens baie skuldig daaroor, oor dat jy weggekom het en hulle het nie weggekom nie. Toe ek besef is Gert wat my gevat het, toe het ek dadelik die polisie gekontak. Ek het gepraat met 'n vrou en sy het vir my gesê, asseblief, ASAP, ek moet inkom en my verhaal kom vertel. En ek moet net bel vir 'n afspraak, en ek het die volgende dag gebel vir 'n afspraak. En ja, toe word daar skielik vir my gesê, die saak is gesluit. So dit kon nie verder gaan nie. Dit was ook die eerste keer dat ek vir my ma daarvan vertel het, was in 2009. En toe sê sy vir my, die Van Rooyens agtervolg ons. En ek het nie veel verder op ingegaan nie. Ek dink dit was 2017, toe hierdie weer na vore gekom het. Toe het ek na vore gekom, en toe nou gehoor van my foto in die trommel ook, en ek het dadelik geweet, dis my pa, wat ons die foto's daarin was. Ek het toe nou later, toe dinge nou beter uitkom met Gert, het ek my pa gaan konfronteer. Ek het vir hom gevra, ek wil met hom praat oor die molesterings en die goed. Hy was baie verslae, en ek het vir hom gesê, kom ons kry net 2 stoele, dan praat ons een kant. Ek het hom gekonfronteer oor ons foto's wat in die groen trommel was, en ek het vir hom gevra of ken hy vir Gert. Toe het hy eers vir my gesê ja, en toe sê hy weer nee, maar hy was baie senuweeagtig, en toe ek begin praat oor die trommel, toe het hy sy meer verloor, soos wat ek hom geken het as kind, en hy het 'n vreeslike wrede manier gehad om na mense te kyk. Hy was so 3 maande later, toe hy oorlede, en ek het toe met my ma gepraat, en toe het sy begin vir my vertel wat het gebeur. Ja, dat my pa al van 1970 af, al van Rodepoort se tyd af al vriende was. En ja, daar was baie van die pedofiele al klaar. Hulle het mekaar
asof hulle mekaar agtervolg. Dis Sparrow, dis Rodepoort, dis Germiston, Brixton, weer Pretoria, so het hulle half agter mekaar aangetrek, en het my ma my vertel van, sy was in Abraham Kriel kinderhuis gewees. Daar het altyd 'n oom en tannie daar gekom, wat vrugte uitgedeel het vir die kinders. Ekskuus, ek begin hierso, want dit is waar hierdie syndikaat, lyk my, in ons lewe ingekom het. Okay. Dit was in die 60er jare gewees. My ma en haar sissies was in Abraham Kriel kinderhuis, en altoe daar was 2 verskillendes. En die oom en tannie het altyd uitgekom. Hulle was van Rooyen gewees. Sure. En dan het hulle die kinders gevat Skamsdag vir vakansies. My ma se herinneringe daarvan is ook maar 'n bietjie vaag, want hulle is ook gedrak daarso deur hierdie 2 mense. Hulle het altyd warm melk gekry, en dan is daar lelike goed met hulle gedoen. Hulle is gemolesteer en verkrag en alles, en op 'n einde van die dag het dit uitgekom dat dit was Gert se pa en ma gewees. My ma het gaan praat, maar dit was nie net Gert en Gert se pa en ma wat betrokke was nie, daar was nog ander mense saam betrokke. My ma het gaan praat en net gesê wat het gebeur. Hierdie mense het maar net aangehou kom en kinders kom haal. Hulle het gaan sit met hulle vrugte, en dan het hulle die kinders uitgekies wat hulle gaan vat. Hulle het nie altyd kinders van die selfe kinderhuis gevat nie. My ma was gevat deur sy en 'n maatjie daar, en dan was daar 'n ander kind saam wat van 'n ander weeshuis gevat was, wat ek nie weet wie hulle was nie. So sy was gevat na die huis toe. Ja, dit was 'n plaas gewees. My ma kan nie sê waar was die plaas nie, maar sy, vir interessantheid, onthou 'n sekere naam wat ek nou sal noem in my boetie se geval. Ja, van daar af het my pa het ook skielik in my ma se lewe gekom. Ekskuus, net om gou terug te kom. So toe jou ma deur hulle gevat was sy net een keer gevat deur hulle of 'n paar keer? Net een keer. En was sy toe nou daar ook verkrag gewees? Ja. Sure. En daar was ook 2 opgeskote seuns wat hulle afgeloer het as hulle gebad het op die plaas. In daai tyd het jy mos in daai sin groot baddens gebad. En ja, hulle het elke keer as hierdie oom en tannie gekom het hulle gaan wegkruip. Soos ek sê, hulle het aangehou kom om kinders te kry. Die jou ma nou vir hulle vertel by die kinderhuis wat gebeur met die kinders wat gevat word. Het hulle dit nie geglo nie? Hulle het net niks gedoen nie. My ma het actually vir Gert se pa gesê, vir Gert se ma gesê wat het gebeur en wat het die oom aan hulle gedoen. Toe sê sy, my skapie, jy verbeel jou net. Sure. Sy is toe nou terug weeshuis toe en so, en sy het, hulle was 'n paar kinders gewees, en elke keer as die oom en tannie gekom het hulle gaan wegkruip. Sodat hulle nie gevat kan word, weer gevat te word nie. So, hoeveel slagoffers daar was in die welsyn self, nie welsyn nie, in die weeshuis self, in die verskillende kinderhuise, ja. Weet ek nie. Maar dit is net my opinie waar ons in hierdie syndikaat beland het, want dit was 'n syndikaat gewees. En jy sê toe, dit is toe jou pa ook op jou ma se pad gekom het, ja, in daai tyd. Hoe dit toe nou gebeur? Weet jy, dit was in die 60er jare. My ma, dink ek, het net klaar gemaak met skool. Sy was redelik jong gewees het. En ek weet nie hoe lank was dit voordat sy my pa ontmoet het nie. Sy het hom ontmoet in Rodepoort. Want my een oom en tannie en nog 'n ander oom, hulle het ook daar familie daar so gebly. En sy het my pa daar leer ken. En ek gaan nou nie te veel ingaan op die nie, want daar is eintlik ook baie ander goeters daar. Maar wat interessant was, soos ek nou maar dinge kry by my ma, was dat my ouma was op 'n foto gewees en my pa het reg agter my ouma gestaan. En toe het my ma nog nie my pa geken nie. Sy en my pa het nou begin uitgaan. Het iets bitter leliks gebeur en my ma was geforseer om met my pa te trou ook. En dinge aangegaan. Ja, ouma
ooit vir jou ma herken hoe sy en jou pa mekaar geken het voor die tyd? Nee. Inteendeel, my ma het nooit gesê, sy sê net daar's 'n foto op waar op my my pa reg agter my ouma gestaan het. Dit was nou my ma se ma gewees. Ja. En dit is ook hulle, my oupa en my ouma, hulle was, ek dink 9 kinders en almal is in weeshuise gesit. Toe het my ma getrou met my pa en dit was nie lank nie, toe het hy begin slaan en baie ander dinge ook gedoen. En toe is ons gebore in Rodepoort. Soos ek vir julle gesê, ek weet nie wanneer het die molesteerings begin nie. My sussie is ouer as ek. Toe het ons Germiston toe getrek en van die mense wat in Rodepoort ook gebly het saamgetrek Germiston toe. Inteendeel, hulle was ons bure gewees. En dit is dit asof al hierdie pedofiel vriende dan nou half in dieselfde omgewing probeer bly? Ja, maar my pa het my baie kere gevat op die trein toe ons nog in Germiston gebly het. Dan het hy my Pretoria toe gevat. Hy het my 'n koeldrankie gegee en van daar af onthou ek niks nie. Ek weet nie hoe ek by die huis gekom nie. Ek weet nie waar ek was nie. Niks. Dit was net 'n blank. So ek vermoed my pa het ons iewers heen gevat, of vir my, hy het nooit my sussie gevat nie. Dit was altyd maar ek gewees daai tyd. Het hy my gevat en ek kan dan niks verder onthou nie. So ek weet nie, dalk was ek by Gert hulle se huis ingevat, dalk by een van die ander huise wat daar vermoedens is wat ook bewyse wys dat daar was 'n betrokkenis van daai ander mense se kante ook. En dis nog 'n ding wat ek wil sê, ek hoop nie ek herhaal myself nie, maar hier is baie mense betrokke. Soos in baie, en daar is baie meer kinders wat weggeraak het ook, wat opgevat was deur dieselfde syndikaat. Gert was maar net gevang gewees. Jou pa was vriende met Gert van Rooyen gewees. Ja. So dit was hy en hulle was so 'n hele groep mans gewees. Ja. En dan waar hulle begin vriende word, hy en Gert? Sover ek weet, toe ons op in Rodepoort gebly het, het hy en Gert mekaar, jy kan sê raak gedrink, want my pa se noemnaam was en Gert se naam was. So hulle het geroep vorentoe in die kroeg, hulle het iets gewen of so, toe hy en Gert albei vorentoe gegaan, en dis hoe hulle mekaar blykbaar ontmoet het. Maar in my binneste, ek mag verkeerd wees, voel ek hulle het mekaar vroeër geken. En ja, toe het hulle evil dinge saam gedoen, saam met ander mans. Van my eie ooms was betrokke, van my pa se vriende was betrokke, van hulle onthou ek, van hulle onthou ek nie, want dit is maar vaag, veral toe ons bedwelmd was. Wanneer, ekskuus Amelia, wanneer was daai tydperk gewees toe die Saterdagpartytjies gebeur het? Waar was jou ma gewees? En wat het toe nou gebeur as dit dan nou 'n Saterdag was? Sy was by die werk. As sy teruggekom het van die werk af, moes sy al die gemors skoonmaak van al sy vriende wat daar was, maar hulle was dan weg gewees. En dan wat het gebeur met hierdie Saterdagpartytjies? As hulle nou oorgekom het, was Gert ook dan nou daar? Ja, Gert was ook daar gewees. My sussie het ons spesifiek genoem toe sy die eerste keer gepraat het en met my ma gepraat het en toe het ek met my ma ook gepraat en toe het sy my die hele storie vertel oor Gert. En hoe vieslik hy was, hy wou dadelik begin het met pornografie en goeders toe my ma hulle nog in Rodepoort gebly het. So daar was hy al in die prentjie. En dan die Saterdag wat dit gebeur het, dit was nie elke Saterdag nie. Daar was die dag gewees wat my pa op Saterdag waar my ma gaan werk het ook prostituie opgetel het. En dan, ja, my ma moes altyd skoonmaak agter my pa en sy vriende as hulle daar was. Sy het nooit geweet van hierdie spesifieke sekspartytjies wat plaasgevind het nie. En ja. Wat sou hulle dan doen by die partytjies? Dit was by julle huis gewees? Ja, dit was daar. Al wat ek kan regtig onthou is dat die mans het gekom. Daar was die mans met die grysbakke klere sonder koppe vir my. Ek onthou hulle blink skoene, die das, die grys soet, die drank in die hand wat hulle gehad het, was altyd whiskyglase. En dan het hulle die gordyne toegetrek en hulle het
pornografie opgesit en dan was ons gedrak, so die res van dit onthou ons nie veel van nie. Was dit dan net jy en jou sussie, Ja. wat dan nou bedwelmd was Ja, vir hulle plesier? sover ek weet, was dit net ek en sy gewees maar ek glo daar was nog baie ander partytjies daar wat my ma het dit genoem dat daar baie sulke partytjies gehou was in daai hele kompleks en sy het swingerpartytjies genoem. So net om dit te sê, so daai hele area lyk my was vrot van die pedofiele. So ons kon na ander plekke toe gevat gewees het ook wat ons nie eers van weet nie. En Maar jou ma was dan nou nie bewus van wat gebeur het met julle as kinders, terwyl sy dan nou by die werk was en jou pa en sy vriende het dan nou partytjie gehou het met julle nie. Nee, sy het eers uitgevind nou toe ek gepraat het daaroor. Toe het ek haar, dit was die hele verhaal het ek mee uitgekom, die hele alles het ek uitgekom, ek dink in 2017 eers. Wat was haar reaksie toe sy uitgevind het van wat werklik met julle gebeur het? Weet jy, sy het net gesê die van Rooyens agtervolgings, toe vra ek vir haar, hoekom sê ma so, en toe het sy nou begin te vertel wat gebeur het en hoe het Gert in die prentjie gekom en alles, en toe kon ek hom link tot my eerste ontvoering ook. Ja, en Was sy jammer, het sy vir jou om verskoning gevra? Eers baie jare later, in 2009, het my ma, sy het actually 'n program geluister op radio, en daar het hulle gepraat waardeur gaan kinders wat verbally abused word, fisies abused word en alles, en wat dit aan hulle eintlik doen as kinders. En sy het na my toe gekom, en sy het vir my gesê, sy is so jammer wat sy gedoen het, sy het nooit besef die skade wat sy aan ons gedoen het nie. En toe kon ek haar vergewe. Dit het 'n tydjie gevat, maar ons het nou uiteindelik 'n ma-en-dogter verhouding, en ek kan ook meer sien wat met haar gebeur het nie, ek kan nie goed praat wat aan ons gedoen is nie, ek kan dit nie doen nie, maar ek kan my indink in my ma se skoene, en ek dink nie daai tyd was al rarig nog die regte medikasie gewees want sy het dokter toe gegaan om hulp te kry, en hulle het vir haar net kalmeerpilletjies gegee. Wat se tipe, as jy nou praat van medikasie, wat se tipe medikasie Wel, was dit vir om haar rustig te hou, dit was kalmeerpilletjies. dat sy nie kwaad word of aggressief word nie? Ja. So sy het daarom van daai kant af probeer. En sy was nooit bewus van wat jou pa en julle gedoen het nie? Weet jy, toe ek klein was, ek dink ek was hier by 4, 5 jaar oud, het ek goed gedoen wat 'n 4-jarige nie moet doen nie, wat nie normaal is vir 'n 4-jarige, 5-jarige kind nie. En ek is nou as hulpkundige toegevat, ek moes spesifiek mannetjies teken, en ek het alkohol geteken, en ek glo ek het vir die sielkundige vertel wat het gebeur, en hy het vir my ma gesê dat 'n mans lol met ons. Ek weet nie of hy spesifiek dalk vir haar gesê het ook dat my pa ons ook molesteer het nie, maar dit het uitgekom, en maar sy het nie geweet, nog steeds nie geweet wat gebeur op Saterdag nie, want ons was doodstil, ons het nie 'n woord gesê nie, want ons was bang, ons was baie bang vir my pa. Het jou pa julle ooit gedreig? Ja. Dat as julle met die waarheid sou uitkom, wat het hy gesê? Daai woonstel se trappe was nogal hooggerig op gewees, en vir ons wat so klein was, hy het altyd vir ons gesê, hy sal ons daar afgooi, dat ons dood is, hy sal ons doodmaak as ons praat. My sussie het die eerste keer gepraat in, ek dink dit was omtrent 1986, toe my ma, my pa skei. Toe het sy gespraat van, sy het gesê wat oom Gert aan ons gedoen het, en wat gebeur het, maar my ma, ek kan nie onthou of sy enigiets gesê het of so, maar dit was in die tyd dat sy besluit het, sy moet nou van my pa skei, want hy gaan haar doodmaak. Selfs toe my ma geskei is van my pa, het hy altyd
by die winkel, die kafee waartoe Gert my sou vat vir lekker goed. Hy het altyd daar gestaan en my ma dopgehou. Hy het ons agtervolg. Nou die ou daar se huise, die voordeure het nog daai glas ingehaat. Weet die glas aan die kante en aan bo. Ja. Want ons het 'n slot opgesit juis dat hy nie kon inkom nie. Dan het hy Gert. nee, dit was my pa. O, jou pa, na sorry, hulle geskei is, ekskuus. okay. Ja. Dan sou hy die glas uitslaan en sy hand indruk en oopmaak en dan wou hy my ma aanval. En by daai tyd was ek en my sussie al redelik groot. Ek het die polisie gebel. Ek het altyd die polisie gebel. Die polisie het later aan ons geken. As ek gesê het Rebecca Straat, dan het hulle gesê hulle is op pad. Die polisiestasie het ons baie goed geken. Maar wat ek tot vandag toe nie verstaan nie is, my ma het 'n interdik gehad en dis net nooit in motion gesit nie. Die volgende dag was my pa net weer uit. Sure. Dan het maar net weer, ons het nooit geweet wanneer ons sit en TV kyk, wanneer gaan ons glas oorbreek nie. So hy het my ma altyd gevolg. Hy het haar die hele tyd gestalk. En as daar mans in die melkwinkel ingekom het, dan het hy ook ingekom en kom staan en kyk. Hy het moeilikheid gemaak met my ma se werk, ook gelukkig het haar baas dit verstaan. So, ja. Maar hy was, jy sê by daai partytjies en was die polisie, of daar was verskillende mense wat betrokke was. Ja, So, ja. hy het natuurlik sy weg uit alles uitgekry. Ja. Was daar geld vir julle ooit betaal vir julle gebruik met sy vriende? Ja, daar was en baie keer dink ek my pa het dan daai geld gebruik vir sy drankprobleem, maar hy het 'n dubbelprobleem ook gehad. So hy kon ons dalk betaal het aan sy dubbelskuld. Ek weet nie. Of die dwelms, of Die eintlik 'n dwelms, kombinasie van ja, alles. Of ja. die prostituie. Ja. Sure. Wel, ek kan nie eens myself probeer indink wat die mate van angs en adrenalien was wat jy moes beleef het op 'n daaglikse basis nie. Geen kind verdien om deur daardie magdom van vrees en abuse te moet cope elke dag nie. Ons tyd het ongelukkig uitgehardloop vir vandag, maar ek's baie dankbaar dat ons in die volgende episode verder kan luister na jou lewensverhaal, Amelia. Ek weet dat die Here jou storie sal gebruik om hoop te bring in iemand anders se lewe. Mag dit vir nog mense die courage gee om na vore te kom en die donker geheime te expose, sodat die vyand se mag oor hulle lewens vir altyd gebreek sal word. Ek los julle graag met hierdie skrif vir vandag in Johannes 8 vers 32. Dit beklemtoon dit so mooi. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak.